Goeiemôre. Jy luister na die 70ste oordenking in die reeks Kopskuif. Vanoggend se tema is wys en uitroep. Die Japaneese is bekend vir hulle presisheid. James Clear, die skrywer van Atomic Habits, vertel van 'n ervaring op Tokyo se treine. Elke treinoperateur gaan deur 'n proses van rituele om seker te maak dat alle tegniese en veiligheidsmaatreëls in plek is. En hulle doen dit op 'n vreemde manier, naamlik om met hulle vingers na verskeie voorwerpe te wys en dit uit te roep. Wanneer die trein die stasie nader, sal die operateur met sy vinger wys en sê, lig is groen. Dan wys hy na die spoedaanwysing langs die treinspoor en op die trein se paneel en sê, spoed is nou soveel kilometer per uur. By die stasie sal hy na die tyd wys en die tydtabel en hardop sê, trein op skedule om 8:15. Op die platform doen ander beamptes presies dieselfde. Wanneer alle passasiers byvoorbeeld op die trein is, wys hulle na die platform en roep uit, platform ontruim, veilig om te vertrek. Die belangrikste aspekte van treinoperasies en veiligheid word identifiseer, dit word na gewys en hardop gesê. Hierdie tegniek staan in Engels bekend as pointing and calling, 'n sisteem wat ontwikkel is om foute te verminder en selfs uit te skakel. Van buite af lyk dit vreemd, selfs belaglik, maar die effektiwiteit daarvan is verstommend. Die wys- en uitroepmetode het foute met 85% laat daal en ongelukke met 30% verminder. Terwyl ek dit lees, besef ek dat ek onbewustelik hierdie tegniek begin toepas het. Wanneer ons met vakansie gaan, is ons baie lief daarvoor om te toer. Dis gebeure dat ons 1 of 2 nagte op 'n plek slaap en dan reis ons weer verder. So gebeur dit dan dat 'n mens konstant kamp opslaan vroegoggend en dan is 'n mens gewoonlik ook haastig op pad na jou volgende bestemming. Jy pak die laaste goed in die voertuig en dan is jy haastig, jy wil nou net ry. Maar dis juist hier waar die grootste risiko lê. Terwyl jy haastig is en die proses vir dae lank herhaal, gebeur dit baie maklik dat jy nalatig word. Dit is maklik om iets te vergeet, soos om die gespes behoorlik vas te maak, al die kaste here behoorlik op knip te sit, die haak na te gaan, die ligte ensovoorts. Om seker te maak ek is nie nalatig nie, stap ek om die wa en maak seker dat dit gehaak is. En dan sal ek sê, haak is stewig vas. Ek wys na die kragkoppeling en sê, kragkoppeling is in, kabel is oor die haak, wiele stewig vas. So stap ek om die wa, daar is 19 sulke veiligheidspunte en maak seker elkeen van hulle is in plek. Dit is 'n metode wat geen ruimte laat dat ek iets vergeet of naalaat nie. Dink nou aan die toepassingsmoontlikheid hiervan in ons alledaagse lewe. As ons die wys- en uitroepmetode gebruik. Neem nou 'n pen en papier in die hand en maak 'n lys van jou oggendgewoontes. Begin net daar. Dit kan jou gewoonte telkaart wees om dit so te stel. Skryf neer. Staan op. Sit alarm af. Tel my foon op. Gaan na die badkamer. Weeg myself. Stort. Borsel my tande. Hang die handdoek op. Trek aan. Maak 'n koppie koffie. Lees die koerant. Maak die kinders wakker. En so kan jy jou oggendritueel neerskryf. Nadat jy dit neergeskryf het, maak jy agter elkeen van hierdie gewoontes 'n teken. 'n Plus vir hierdie gewoonte is positief, 'n minus, hierdie gewoonte is sleg, en 'n gelykaanteken vir dit wat neutraal is. En dan wys jy daarna en roep dit uit. Roep dit uit. Watter gewoontes staan in diens van jou algehele welstand? Die vervulling van jou doelstellings? Watter kommunikeer wesenlik die mens wat jy graag wil word? Wys en uitroep is 'n kragtige instrument om vir ons 'n oomblik 'n getuie van ons eie lewens te maak. Om as ware om onsself te stap en te wys, waar is die gespes in plek en waar is dit nie ingehaak nie? Waar loop dinge inderdaad ook reg in ons lewens? Roep dit ook uit.
as jy daarna wys. In die Bybel sien ons dat ons eintlik almal 'n beste vriend behoort te hê wat na ons lewens wys en hardop sê: "O maatjie, kyk wat doen jy?" Net soos wat Nathan na Dawid toe gegaan het. Kyk in die Nuwe Testament hoeveel mekaar aanhalings is daar. Dat ons na mekaar se lewens behoort te wys en dit hardop te sê. En ons behoort oop te wees daarvoor. Maar ons het 'n proses nodig om eerlik en reguit na ons eie lewens te kyk. En met die wys en uitroep metode dit elke dag te doen. Naas jou oggendgewoontes. Maak nou 'n lys van die res van jou dag. En so kan jy die wys en uitroep metode gebruik om jou lewe in oënskou te neem. Ek groet jou weer met hierdie spreekwoord. Hou wag oor jou gedagtes, hulle word jou woorde. Hou wag oor jou woorde, dit word jou dade. Hou wag oor jou dade, hulle word jou gewoontes. Hou wag oor jou gewoontes, dit word jou karakter. Hou wag oor jou karakter, dit word jou bestemming. Kom ons bid saam. Ons gebed kom vanoggend uit die Groot Gebedeboek en is 'n gebed van William Barclay. O God, rus my vandag toe met eienskappe wat iets in my sal laat deurskemer van u lewe in my. Die nederigheid wat my sal weerhou van verwaandheid en misplaaste trots. Die grasie en sagtheid wat dit vir mense maklik sal maak om met my saam te leef. Die toewyding en betroubaarheid wat van my 'n goeie kollega en werknemer sal maak. Die deernis en hulpvaardigheid wat vinnig sal raak sien waar en hoe ek ander kan help. Die voortdurende bewussyn van u teenwoordigheid, sodat ek werklik alles sal doen soos vir u. Amen. Liefde en 'n geseënde naweek vir elkeen.